wyse wees, groet net die buurman daar langs jou. Want daar's mense, Johan hulle kom van Vrede af. En Johan hulle kom van Middelburg af. En Johan hulle daarso kom van Welkom af. En David hulle is van Alberton af, ons is van Rodepoort af. Marius hulle is van Springs af, Awie hulle is hier van Ottosdal af. Julle is van Kreeusdorp af. Ek is van Baberspan by die vakansie oor. Baberspan. Snaaks laas jaar ry ons Appington toe. Want ek het die twee kruisgevangene kampe, ek moes dit gaan afneem met in Kaapstad, die ene by Groenpunt Stadion, daar by die sokkerstadion met die WP se nuwe rugbyklub is. En toe is ons Simonstad toe. En toe stop ek daar by Baberspan en dit was so half onweer en is reënerig en toe stap ek aan na daai klein stasie gebouetjie toe. Toe dink ek net, Jesus, weet jy wat nee, 'n gebou hier in die veld. As 'n mens daar net daai gebou se geskiedenis kan kry. Elke wat is in daai 4 mure gebeur het en die mense wat by Baberspan stasie loop. Dit is ongelooflik. Maar ek wil net vir julle sê baie dankie. Dis regtig 'n voorreg vir my om julle vandag hierso te hê. En dit gaan nie altyd net oor getalle nie. Die regte mense en julle kinders nee en Awie, waar is julle dogter? Ja. Jy weet vir hulle ook en ons kleinseun wat hierso is. En Giel hulle daarvan vereniging. Jy weet hulle het ook klein kinders en as daar nou oupa en 'n ouma is wat ook saam met hulle soveel goed doen, dit is so wonderlik want hulle moet van kleins af leer wat dit is. Al verstaan hulle nie nou waaroor dit gaan nie, eendag sal hulle jy weet wel verstaan. Hoeveel tyd het ek? Goed. Dis vir my nou regtig 'n voorreg om vandag hierdie besonderse dag weet met julle te deel. Baie dankie vir julle almal wat hierso is. Ek wil vra dat wanneer julle teruggaan, ons moet eintlik 'n jaarlikse datum vasstel. Maar ek dink al in Februarie maand met professor Raad gepraat oor laas jaar het ons ook 'n redelike groot groep mense hier gehad om dit te kan doen om ons geskiedenis, die werklike geskiedenis by ons mense uit te kry. En ja, ongelukkig het dit nou so gebeur dat 'n spinnekop hom gebyt het. Gister het Mani vir my gewys ook nog 'n spinnekop, so ek weet nie wat se lawwigheid gaan aanhou met die spinnekoppe deesdae nie. Maar in gees is hy hierso vandag saam met ons. Ek gaan julle 'n bietjie vertel van my en Annelie se persoonlike ondervinding wat ons ervaar het en hoe ons met Sine van Rensburg en sy visioene en goed jy weet betrokke geraak het. Maar ek wil net, dis 'n boek wat ek by professor Raad gekry het, Sine van Rensburg en die Rebellie. Nou gaan ek net gou vir julle 'n stukkie lees wie Sine van Rensburg was en dit is op bladsy 7. Die boek sê ja, Sine van Rensburg is gebore te Palmietfontein, distrik Potchefstroom op 30 Augustus 1864 en hy is oorlede op 11 Maart 1926 te Rietkuil, Wolmaranstad. Uit sy huwelik met Anna Sophia Creer, gebore op 5 Februarie 1862 te Doringfontein, Wolmaranstad en oorlede op 3 Desember 1935 te Rietkuil, is 10 kinders gebore. Sy was een van 5 kinders van Cornelius François Creer, gebore 17 Maart 1821, oorlede op 9 Maart 1900 en Hester Petronella Vermaak, gebore 22 Junie 1822 te Doringfontein, Wolmaranstad en is oorlede op 23 Februarie 1876. Hulle seun Cornelius Creer was gedurende die Anglo-Boereoorlog 1899 tot 1902 'n veldkronet met die boeremagte en het in die slag van Sulcaatsnek gesneuwel. Net so 'n kort stukkie, jy weet, oor Sine. Nou, ek is nou al meer as 20 jaar besig om deur middel van kamerawerk die werklike geskiedenis by ons mense uit te kry, sodat hulle kan verstaan. En die gesegde het ek ook gister gesê, 'n volk wat nie weet waar hy vandaan kom nie, sal nie weet waarheen hy op pad is nie. En ons sien in hierdie afgelope 28 jaar vandat hierdie nuwe regering aan bewind is, hoe ons geskiedenis van ons kinders se skole verwyder word en hulle
nie meer daai werklike geskiedenis ken van wie is ons helde. Nie die terroriste wat vandag aan bewind is van die land nie, maar wie is ons boerehelde? Wie het hulle lewens opgeoffer sodat ek en jy vandag hierso kan sit, nee, en vry kan wees in die sin van dat ons nog vandag kan praat oor ons boerevolk se geskiedenis, jy weet, in ons land. En ek glo soos dat ek vandag hierso staan en ek dink as Sienel van Rensburg ook vandag hierso gestaan het, ek hou vas in sy woorde dat die vuurkleur weer eendag gaan wapper wanneer ons boerevolk vry is. Want ons is so 'n unieke jy weet, volk. Daar is nie 'n volk soos die boerevolk. Ja, ons is baie keer 'n bietjie harde gat met mekaar. Jy weet, ons stem nie altyd saam nie. Maar dan kom daar 'n tydperk in ons mense se lewe, nee, wat ons hande vat wanneer dit regtig erg gaan en dan vergeet ons die verskille wat ons gehad het en ons gaan weer aan en ons help mekaar en ons loop 'n pad vorentoe. Nou ek en Annelie het ek was by Radio Pretoria omroeper gewees en ek dink net ja, die mense wat my program gevolg het op een of ander manier geweet, hoor hierso, maar die ou lyk vir my is omtrent die regte man wat ons kan vra om te help, nee, met ons erfenis. En so het dit gebeur dat ek een Saterdag oproep in die ateljee oproep kry en van iemand wat daar gebly het en gevra het, kan ek nie asseblief vra, jy weet, dat ons mense kan kry om Balmoral konsentrasiekamp skoon te gaan maak. Nou, Balmoral konsentrasiekamp is amper so groot soos 'n rugbyveld. En ek gaan toe na ons programbestuurder toe van Rabie en ek vra toe vir van kan ek asseblief mense vra in my skof, nee, om my te kom help, dan gaan maak ons Balmoral skoon. En van sê dit is toe reg. En ek vra toe die Saterdag daarna vir Radio Pretoria luisteraars, die Saterdag volgende naweek, kan julle my asseblief kom help, ek bring ook my grasnyer, dan gaan maak ons Balmoral se konsentrasiekamp skoon. Dis nie omdat ek hier agter die mikrofoon sit, dat ek dink ek is beter as julle nie. Ek het 'n geweldige passie vir ons boerevolk se geskiedenis. Ek en my vrou het vir 15 jaar treintoere gedoen. So ons het groot groepe, weet omtrent 3 of 4 keer 'n jaar met 180 mense Bloedrivier toe gevat. Sodat hulle die ervaring by Bloedrivier kan ervaar wat ek en sy en ons kinders toe hulle jonk was, jy weet, daar ervaar het. Die volgende Saterdagoggend 10:00 net voor huisgodsdienst, lui die telefoon in die ateljee. Henk, hy is ook nou oorlede, sê vir my, Rudy, jy hoef nie weer te kom nie. Die konsentrasiekamp kerkhof is klaar skoon. Ek sê vir hom, Henk, maar ek glo dit nie. Hy sê vir my, jy kan my maar glo, dit is skoon. Ek sê, maar is reg, my skof eindig 12:00, ek ry af, Balmoral toe ek daar kom, toe daar omtrent 80 Radio Pretoria luisteraars opgedaag, met weed eaters, met grasnyers, met grawe, met pikke, alles. En hierdie goed is my, jy weet, dit lyk vir my hoe ouer 'n mens word, jy raak baie emosioneel en ek klim uit die kar uit en ek bars uit in trane. En ek sê, as die vrouens en kinders vandag hier moes opgestaan het, of daar gestaan het, sou hulle vir julle gesê, dankie, dat julle ons nie vergeet het nie. Nou ja, so gebeur dit. Die verraaiers tussen ons boerevolk kom al met die geskiedenis saam met ons. En op daai tydstip was Radio Pretoria 'n finansiële gemors gewees en hulle het 'n ou gehad wat van Volksgasbank af die boeke en goed gewerk het om geld te goed in te kry. Oom Pieter Kok, en een oggend roep hy my en hy sê vir my, hoorie Rudy, as ons nie by die einde van die maand 'n miljoen rand kry, sal ons Radio Pretoria moet toemaak. Maar ons is besig om met solidariteit te onderhandel. Nou op daai tydstip het ek baie min geweet van hierdie Afrikaner organisasies, AfriForum, Solidariteit, die FAK, die Erfenis Stichting. En ek gaan toe nou maar aan. En die Saterdag daarna kom ek, nou ons het sulke hokkies gehad, waar jy nou inligting en goed kry, mense wat jy met op radio onderhoud moet doen, het sy met sy produk, of hy wil 'n storie kom vertel. En hier kry ek 'n brief deur Willie Spies van Solidariteit.
En dit kom in my boek wat ek skryf oor die 7 jaar se vervulling oor hierdie 55 boervriendkinder konsentrasiekampe, waarmee hier sou verbied word om enigstens verder te praat oor die konsentrasiekampe. Nou op daai tydstip was Radio Pretoria se uitsaai-beleid. Dit het gesê ja dat as jy enige iets of aktiwiteite weet waarmee die boerevolk betrokke is, moet jy dit asseblief noem op die radio. Want wie betaal Radio Pretoria en die omroepers en die gebou ensovoort? Dit is boerevolksgenote, want daar is amper niks meer oor, nie op televisie nie. Kyk net, het 'n Gaynet stasie geword. Jy weet, ons kinders en ons mense word so ontbloot deesdae en geforseer om hierdie goed te kyk, want dit is human rights, dit is menseregte. Nee, dit is reg om te sien wat in die wêreld te goed aangaan. En ek vra ouers asseblief, julle moet opstaan, kanselleer daai goed. Moenie jou kinders se goed daarmee blootstel nie. En ek kry hierdie brief van Willie Spies daarso. In plaas het ek daai dag net gesê, ek gee julle maar net so 'n bietjie agtergrond, jy weet wat het gebeur en hoekom ek so erg betrokke is by ons boerevolk se geskiedenis. Ek moes vir die klankman gesê het, weet jy wat, gaan maak vir ons koffie, en ek moes daar en dan op die lig vir Radio Pretoria luisteraars gesê het, hier sit ek met 'n brief. Die uitsaai-beleid sê dat jy as 'n omroeper, as jy weet van een of ander volksaktiwiteite, moet jy dit onder ons mense se aandag bring. En ek het dit nie gedoen nie, ek is so spyt daaroor, maar ek was geweldig ontsteld gewees dat ek het vir myself gaan koffie maak, want daar was 'n program wat opgeneem was, wat hulle uitgesaai het, en terwyl ek so in die ontvangs verbystap, hier kom oom Pieter Kok in, en hy sien my, hy vra vir my, Rudy, jong, wat is fout? Jy lyk verskriklik ontsteld, en ek wys hom toe die brief. En hy sê toe vir my, maar Willie Spies val van die bus af. Hoe kan hy jou verbied? Weet, wie betaal hierdie radiostasie, volksgenote, soos julle, het die stasie op die lug gehou. Maar ek het onmiddellik bedank. En ek het vir Willie Spies gesê, hy het my nogal gebel en gevra, Jessie, maar hoekom bedank ek? En sê ek van Willie, daai brief wat jy vir my gegee het, my vriend, die wiel gaan vir jou laat draai. En die wiel het vir Willie Spies gedraai, en ek sit hierdie op YouTube, en Willie moet daarna kyk. My vriend, daai boek wat ek skryf oor die konsentrasiekampe, waarmee jou organisasie vir wie jy werk, nee, julle gaan dit hoor, julle organisasie gaan, nee, die grootste pyn betaal, wat nog vir julle wag in die toekoms, omdat julle ons volk se geskiedenis weghou van ons mense af. En gaan kyk 'n bietjie vandag, ek luister nie meer, hulle is nou Pretoria, wat is daai? Swane FM. Swane FM. Jy sien, waar kom dit vandaan? Hulle volg hierdie nuwe era, met, jy weet, met die ander radiostasies, hulle wil wegdoen van ons geskiedenis af. In elk geval, net voor dit, kry ek 'n oproep van iemand af, en hulle vra vir my, het ek al ooit vir oom H.S. van Blerk ontmoet? Ek sê nee. Nou, baie van ons ouer garde, ons weet nie baie nie, maar daar was 'n organisasie na die Tweede Vryheidsoorlog, die Ossawa Brandwag. Omdat Jan Smuts, die boereverraaier, oorgeloop het na die Britte toe, wil ons nie opgegee het nie. Daar's baie van die boere, net gister waar ons ook was, nie, wat nie wou opgegee het nie. Ek was nou in Sint Helena gewees, saam met Mani van Staden. Mani is nou besig op die plaas om vir ons daai lekker skape goed voor te berei. Hier sy. Jy sien, praat van die duiwel. Ons ken er alweer van jou. Maar in elk geval, nee, ons wou nie oorgegee het nie, maar ons was verraai gewees. Ons was verraai, jy dink ja, hierdie ou is 'n boer tot jy agterkom, maar hy's eintlik 'n Afrikaner. In hierdie dokumentêr wat ek nou verfilm oor Ek is 'n boer, gaan ek julle 'n boek wys. En die ou het onder die vaandel van generaal De Wet geveg. En hy het kort genoem, maar hierdie Afrikaners, wat so al starrig is, wat nie wil saam met ons kom op kommando nie. As hy bevel kry van generaal De Wet af, dan sit altyd 'n bekleierery of 'n dwarstrekkerigheid uit. Maar so gaan doen ek 'n onderhoud met oom H.S. van Blerk. Nou, hy was omtrent seker 73 jaar oud, hy het so 'n bokkiebaard gehad met potblou oë. Nou sy ma en sy suster was in die Betuliese konsentrasiekamp gewees, en hy vertel my toe daarvan, na ek die onderhoud toe gedoen het, nou in sy tydperk met die Ossawa Brandwag het hulle poskantore in Benoni se omgewing opgeblaas. Die geld wat hulle daar gekry het, het hulle vir die boere gaan gee wie se plase afgebrand was. Daar was oor die 60.000 boere se plase afgebrand, mense.
as dink net 'n bietjie vandag nee, as jy kyk na jou huis daar, so as jy iemand jou nou moet bel en sê hoor jou huis het afgebrand. Hoe sou jy gevoel het? Jou hardverdiende werk, nee, jy het gesoeg en gesweet om te bou en te bereik wat jy bereik het. En hier kom 'n ander volk en hulle 'n ander nasie. Hulle kan nie 'n volk wees Engeland. En hulle brand jou huis af. En so het hy daar, hulle daai met die perde die plekke gaan opblaas en daai geld vir die boere gegee. Maar hy was ook gevang gewees, maar hy was gelukkig begenadig. Joppie Fourie het dit ongelukkig het hy met sy lewe betaal toe Jan Smuts hom laat gefusileer het of laat doodskiet het. En na ek met hom gepraat het, sê hy vir my nou oom hy van Blerk het 'n klomp boeke geskryf en hy sê toe Rudy, wag net voordat jy loop en hy gaan na sy studeerkamer toe en hy kom uit met 'n boek wat deur professor Raad geskryf is. 2 boeke Kam Smarte, deel 1 en deel 2, maar hy gee my toe deel 2 en hy kyk na my toe met sy potblou oë en hy sê vir my Rudy, jy het werk om te doen. En ek kon nie verstaan het, jy weet wat het hy daarby bedoel nie. En die werk wat hy vir my gesê het om te doen, het vir my en Annelie op 'n reis gevat van 7 jaar om 55 dokumentêre programme te maak oor 55 boer- en kinderkonsentrasiekampe reg oor Suid-Afrika. Daar was geen organisasie wat gekom het wat gesê het Rudy, ons weet wat jy wil doen, ons ondersteun jou, hier's vir jou geld om dit te doen nie. Dit was ondersteun deur mense soos julle, boere volksgenote. Dit was nog nooit gedoen in ons geskiedenis nie. En ek is so dankbaar dat ons dit gedoen het. Want die oorspronklike konsentrasiekamp Kerkhof in Springfontein, die Afrikaners gaan baie slinks gewys. Hulle het daai hele konsentrasiekamp Kerkhof se grafte plat gestoot. En hulle het marmerkopstene daar gaan insit. So ons sal nooit werklik weet wie was die mense wat daar begrawe was nie. Maar gelukkig was ons voor hulle daar gewees en ons het dit afgeneem. Nou kan jy nog die name en die goed sien wat op die grafstene is. En man seker so 5, 6, 7 jaar terug na ons daai reeks voltooi het. Ek is baie dankbaar, ek is so trots op daai toekenning. Kry ek 'n oproep of 'n e-pos waar ek uitgenooi word om hierdie ding te kom ontvang, nie ding nie, maar 'n toekenning. En ek wys dit vir Annelie en sy sê vir my nee man, iemand trek 'n triek op jou. En ek delete die ding. En 'n week daarna kry ek weer hierdie e-pos en ek kontak die ou en hy sê vir my nee, kan ons asseblief afkom Barberton toe. Nou Barberton het ook 'n konsentrasiekamp gehad. Ek kan sy ry af en weet jy wat die Erfenis Stichting en die FHK was bewus gewees van wat ek doen. Maar hulle is Afrikaner organisasies. En dit asseblief, dit gaan nie oor Rudy Rousseau nie. Maar ek het geen toekenning van hulle ontvang nie. Niks. Hier kom die Simon van der Stel Stichting wat ek nog nooit van gehoor het nie. Hulle reël vir ons 'n pragtige funksie die aand in Barberton. Daar was 3 van ons wat 'n toekenning gekry het. Een ou het gehelp dat daar 'n terrein in Barberton se omgewing as 'n wêrelderfenis terrein geklassifiseer word. Daar was 'n professor van Wits wat baie ou foto's so goed opgegaar het van die vroeë dae van Johannesburg. Sy het 'n toekenning gekry en ek het ook 'n toekenning gekry oor die 7 jaar se werk waarop ek verskriklik trots is. En ek wil sommer nou vandag vir julle sê, as iemand vir julle vertel daar was swart konsentrasiekampe in Suid-Afrika, dan sê julle hulle lieg. Dan sê hulle maar Rudy Rousseau sê julle lieg. Ek wil hê daai mense moet vir my kom wys waar daai swart konsentrasiekamp was. Mense verwar 'n konsentrasiekamp met 'n arbeiderskamp. Hierdie swartes in hierdie land was net so benadeel deur die Britte. Ek kan nie verstaan dat hulle nie opstaan teen Brittanje, want daar was vir hulle gelieg gewees. Die eerste swart stam wat saam met die Britte teen die boerevolk geveg het, was die Baralong daar in Mafeking se wêreld. En ek het met die Baralong koning gepraat nadat die Erfenis Stichting gegaan het. So boos soos wat hulle is. Hulle 22 vrouens en kinders se grafte gaan opgrou in Mafeking om die ANC te laat glo hulle het nou 'n swart konsentrasiekamp gekry. Ons het soontoe gegaan, ek het in daai vergete konsentrasiekamp wat 220 grafte is, 4 grafstene gekry met hoog-Hollandse vanne, met die van Moelman. Ek het nog nooit 'n swarte gekry wat se van Moelman was nie. En toe dop hulle toets. Ons maak 'n afspraak met Baralong koning te gaan sien.
En ons sê vir hom, wat gaan nie so aan? Toe sê vir my, hy het hulle gewaarsku. Ons het 'n vergadering daar gehad. Die dag toe Cecilia Kreer, wat toe die hoof was van die Erfenisstigting, my daar sien, toe vra sy, wat doen ek hier? Toe sê ek, nee, jy sal vandag hoor wat soek ek hier. Ek het langs die Ballon Koning gesit in Gossie. Toe kry elkeen van ons 'n spreekbeurt daar. En toe sit my beurt, toe sê ek, weet jy wat nie, hierdie Afrikaner organisasies is niks minder anders soos wat die Britte is nie. Julle het gekom net soos die Britte om hierdie volksmoord in Suid-Afrika te pleeg. Daai moedertrane wat by daai grafte gestort het, is op julle boete, op julle, wat noem hulle dit, julle boekies. Nee, nadat Cecilia Kreer, hulle toe gegaan, die Erfenisstigting saam met die polisie en die Universiteit van Pretoria, toe hulle daai 22 grafte daar opgegrou het, die bietjie beenderre wat hulle daar gekry het, het hulle in swart kratte gesit. Toe die Barolong mense sê, maar julle moet daai mense kom herbegrawe, want dit is deel van ons erfenis, dis blankes wat daar begrawe is, het daai kratte vir 5 jaar by 'n begrafnisondernemer in Pretoria gelê. Toe wil die Erfenisstigting en die Universiteit van Pretoria nie pa staan vir die sonde wat hulle daar gepleeg het nie. Het ons hulle nie opgespoor nie, en dit is hoe magtig God is. Hy het my oor hierdie plekke gebring, nee, om hierdie mense te keer, sodat julle die waarheid kan weet. Hulle moet luister daarso. Cecilia, hierdie vergadering, of nie hierdie vergadering, hierdie byeenkoms, jy moet luister. Nee, daar werk sy vandag ook nie meer by die Erfenisstigting nie. Die konsentrasiekamp dokumentêre DVD's het ons gehelp, dit was op die rak by Bloedrivier, om te help, want die staat gee nie meer vir hierdie organisasies geld, om die plekke in stand te hou nie. Ek kry 'n oproep van Bloedrivier af, Rudy, jou konsentrasiekamp DVD's wat jy help sodat ons geld kan kry om hierdie plek aan die gang te hou, is van die rak af. Die Erfenisstigting reël 'n vergadering in Pretoria. Is die geloftes nog bindend op ons mense? Waarom sal sulke organisasies sulke verraad wil pleeg onder ons mense? Om verwarring te saai, nee, het Bloedrivier plaasgevind of het dit nie plaasgevind nie? Maar soos hulle in Afrikaans sê, kerentjies sal braai, en so het dit gebraai. Ek sê vir Annelie, kom ons doen 'n dokumentêr na die konsentrasiekampe oor Siener van Rensburg. Mense, ek en sy ry 5 uur die oggend uit Rodepoort uit. Nou, ek het ook maar gehoor van die visioen sê het, ja, die treine gaan staan en alles wat met hierdie land gaan gebeur. En die eerste stop wat ons te doen is by Ottosdalstasie. Nou, daar's niks meer oor van die stasie nie, die spoorweghuise is in mekaar ingeslaan. Ek neem dit toe af. Nou, ek is so, ek moet vroeg eet in die oggend, anders is ek niks werd vir die res van die dag nie. En ek sê vir haar, kom ons gaan kyk of daar 'n Hoompie in Ottosdal is, maar daar's nie 'n Hoompie in Ottosdal nie. Maar daar's 'n Portugese winkel so op die hoek, ons het toevallig gister ook daarin. En ons vra vir hulle, maak julle koffie en toebroodjies? Hulle sê nee, hulle maak, sê is reg. Nou het ek net 'n padkaart boek. Ek moet nou hier by Sendelingsfontein uitkom. So ek was nou nog nie hier gewees nie. En terwyl ek langs haar staan, kom daar 'n jong vrou ingestap. En ek sien sy koop brood en melk in die rapport en ek gaan na haar toe en ek sê vir haar, goeiemôre. Ek is Rudy Rousseau. Kan jy asseblief vir my sê waar Sendelingsfontein? En sy vra vir my hoekom. Ek sê nee, weet jy wat, daar's nou al so baie gesê en geskryf oor Siener van Rensburg, maar niemand weet waar sy begrawe, waar het hy gebly ensovoorts nie. Sy kyk my so, sy sê my pa is die kleinseun van Siener van Rensburg. Mense, as God my nie gebruik om deur middel van daai kamera dit bewus te maak by julle mense nie, dan weet ek nie hoekom staan ek vandag hierso. Ek staan daar, kry hoendervleis. Ek sê ek kan dit nie glo nie. Sy vra, waar gaan julle nou heen? Ek sê nee, ons gaan hierdie broodjies eet en dan gaan ons maar die plek soek. Sy vra, wil julle nie saam met ons kerk toe kom nie? Daar waar ons nou gestaan het by die kerk daar aan die ander kant. Ons is nie aangetrek nie, ons gaan so toe hier kom om Okkert ingery. Eerste keer dat ek hom ontmoet. Hy sê nee, ons gaan eers kerk en dan kom julle huis toe en dan kom wys ek julle waar Sendelingsfontein. Hy's nou 82. Ons ry van daar aan die ander kant af hier na toe. Oom Okkert wil nie my te woord gestaan het op die kamera nie, maar Annelie sê, ek sal ook ys aan die Eskimo's verkoop as ek moet. En naderhand het ek hom ooreed en ons staan hierso en nou vra ek hom 'n paar vrae. Nou, mense, ek het nog nooit Adrian Snyman se boeke gelees nie, ek sal ook nie. Want ek dink die verraad wat hy gepleeg het met sy leuns wat hy kwyt geraak het in sy boeke oor Siener van Rensburg, nee, pluk hy nou die vrugte daarvan af. Die van julle wat nie geweet het nie, ek noem hulle die vluglanders, die suidlanders.
Wie is die hoof van die Suidlanders? Gustav Miller. Wie is sy pa, skoonpa? Adrian Snyman. Nou as jy 2 en 2 by mekaar sit, dink ek het hulle vir mekaar gesê, pa, maak jy die mense bang met die boeke wat jy skryf, wat oor ons in Suid-Afrika gaan gebeur. En dan sal ons mense sê, hoorie so, maar ons gaan julle help, die dag wanneer julle moet vlug. Dis al gevolgtrekking wat ek kry. En Gustav Miller, jy kan ook maar hierna kyk, saam met jou 2IB Wynand de Tooi. Hierdie boodskap is ook vir julle. Julle gaan gestraf word, nee, om mense te mislei, nee, dat die kode wat julle die dag julle mense moet gee om te vlug. Wie van julle was al in somer in Appington gewees? Ek het my diensplig gedoen in Kimberley. Die grade draai na so 35 tot 43 grade. Ons mense wat nou, ek is nou 60. Nee, as jy bejaarde mense moet soontoe vat wat nie daar gebore is nie. Mense sal hy mense doodgaan soos vlee daar. Jy moet daar gebore wees. Die hitte wat Appington het, is nie die hitte wat ons hier voel nie. Dis 'n ander tipe brandende hitte. En so word ons mense weer mislei deur die boeke wat Adrian Snyman geskryf het. Een vraag wat ek hier by die graf van Siener vir oom Okkert gevra het, oom, Adrian Snyman het, en is in hierdie boek. Adrian Snyman het geskryf, ja, Siener van Rensburg het gesê, iemand gaan 'n diamant optel so groot soos 'n skaapkop. Ek sê die woorde wat oom Okkert gesê het, ek het vanoggend met hom gepraat, hopelik gaan hy vanmiddag saam met ons daar by die skaap op die spitbraai wees. Hy sê vir my, Rudy, hy sê Adrian Snyman is 'n sensasieskrywer. Hy skryf 'n klomp stront en dit verkoop sy boeke. My oupa Siener van Rensburg was 'n merkwaardige, godvreesende man gewees. My oupa sou nie so iets geskryf het nie. Ons word so mislei deur mense wat hierdie boeke geskryf het. 3 jaar terug praat ek by 'n geloftefees in Pretoria. En ek vra altyd die Here, ek berei nie voor vir 'n geloftefees nie. Ek vra die Here, sit asseblief vandag vir my die regte woorde in my mond. En daar waarsku ek die mense om op te hou om Adrian Snyman se boeke te lees. Ek het hom aangevat, ek het hom laas jaar uitgenooi om ook hierso teenwoordig te wees saam met professor Raad om die waarheid met ons mense te praat, want ek wil weet en professor Raad wil ook weet waar hy die bronne gekry met die twak wat hy kwyt geraak het in sy boeke. Hy het nie opgedaag nie. Dit sê vir 'n mens nogal baie, ongeag sy ouderdom. As jy kan sien nê, om mense angsbevange te maak met jou boeke, dan moet jy ook daarom 'n bietjie opstaan en sê, maar dit is die inligting wat ek gekry het. Hy het nie opgedaag nie. Daarom sê ek vir die mense by daai gelofte dag, en ek noem dit ook vir julle, net doen weg met hierdie ou se boeke. Ek het vir daai mense by daai gelofte dag gesê, Adrian Snyman is besig om angsbevangenheid by ons mense te kweek deur goed te sê in sy boeke wat met ons volk gaan gebeur. En nou sê ek vandag vir julle, die enigste persoon wat enige van sy vele visioene wat hy gesien het kon uitgelê het nê, was Siener van Rensburg homself. Niemand anderste kon hierdie visioene uitgelê het. Daar het wel 'n paar gevalle goed plaasgevind. Die leeu van die Wes-Transvaal, generaal Dellery, het 'n paar keer by hom gaan kuier en met die slag van Tweebos het hy vir generaal Dellery gesê, gaan nou Tweebos toe. Julle gaan 'n groot slag daar slaan. Dit is opgeteken. En wat het gebeur? Generaal Dellery en sy kommandos het 'n groot slag geslaan by Tweebos. Ons moet waak teen onwaarhede wat van hierdie skrywers skryf oor Siener van Rensburg om geldelike gewin uit 'n godvreesende man wat hier begrawe is te maak. Mense, ek beskou dit as 'n absolute skande. Hoekom is ons vandag hierso? Laas jaar, Kobie hulle was die jaar voor laas jaar, het hulle die land vol gery, hulle belangstelling oor ons geskiedenis is ook groot. Hulle stop toe by Winburg. Kobie hulle stuur vir my foto's van die erge toestand waar daar 600 vrouens lê en die ander konsentrasiekamp aan die bokant. Ek doen 'n beroep op ons volksgenote en sê asseblief, skenk vir my geld. Ek sal reël, dan gemaak ons die plek skoon. En so was dit gewees. By vriend Marius wat hierso is, Ludwig, Kobie hulle was daar gewees en nog 'n hele paar ander volksgenote is gemaak. Winburg se konsentrasiekamp skoon. Nou in die 7 jaar tydperk het ek 'n paar keer probeer om vir professor Raad in die hande te kry. Hy het altyd 'n antwoordmasjien. Hy het my nooit teruggebel nie.
Want ek wil nou meer geweet het oor die konsentrasiekampe. En jy weet, nee, my tyd is nie God se tyd nie. En wat gebeur na ons die 2 konsentrasiekampe skoongemaak het? Hier lê my foon een Sondagmiddag. Hallo Rudy, professor Raad hier sou gaan het. Hy sê vir my, hoe vinnig kan ek by hom uitkom? Ons kan nie langer toelaat dat Adrian Snyman hierdie boeke versprei onder ons volksgenote nie. Presies wat ek by die gelofte dag gesê het, hy's besig om 'n angsbevangenheid onder ons mense te bring oor goed wat hy kwytraak wat Siener nooit gesê het nie. Onder andere die nag van die lang messe. Ek hoef nie vir julle te sê in wat se toestand ons land vandag is nie. Hoekom is ons land in hierdie toestand vandag? Omdat mense soos Gert Opperman by die hoof van die Erfenisstigting 'n brug gaan bou het by Bloedrivier, 'n versoeningsbrug. Jy kan in jou lewe nooit met die Zulus of die Khoisas of watter stam 'n verbond gaan teken nie. Hulle glo in Voorvader Gees aanbidders. Ons glo in God. Hy het vir ons gesterf aan die kruis. Dan praat ons mos nou nie van dieselfde God nie. Waarom gaan hierdie Afrikaners die hele tyd en hulle wil self inwrim by hierdie organisasies om te sê nee, maar ons moet nou hande vat. En daardeur sê ek nie, ja, ons kan in vrede lewe in hierdie land. Maar gee die boerevolk ook die spasie wat ons nodig het. Net soos wat hulle KwaZulu-Natal het. Ons soek ons eie grondgebied. Ek kan voel en ek het dit daar op die eiland gesê met my boodskap wat ek teruggebring het. Manie is my getuie. As iemand weer sê, ja, ons het grond kom steel in hierdie land, nee. Ek wil nou nie vandag vloek nie. Dan wil ek my vuis vat en deur sy kop slaan. Ons het niemand se grond kom steel in hierdie land nie. Dit wat hierso is, het ons oupas en oupa grootjies se goed voorgewerk. Daar was altyd onderhandelinge gewees. Ons soek grond, wat kan ons ruil of wat moet ons julle betaal vir dit? Hierdie land is die boerevolk se land. Jy het net soveel reg om in hierdie land te wees as wat die Khoisa en die Zulu in Zululand het. Ek gaan nêrens heen nie. Hulle moet dit weet. Hulle moet dit verstaan. Ek sê nie as Johannes hier verbyloop hierson, hy groet my, ek moet hom nie groet nie. Dis nie wat ek sê nie. Maar my oupas het ook met hulle bloed betaal in hierdie land. As ons kyk na die veldslae wat in hierdie land plaasgevind het. Ek ry af na professor Raad toe. Ek het hierdie stel DVD saamgebring. Ek het 5 stelle as julle dalk belangstel. En dit gaan baie oor Siener se visioene en goed wat hy skryf. Ek is nie hier so om geld te maak nie, ek noem dit maar net vir julle. Besluit ons sal hierdie stel verkoop vir R800. Dis waardevolle inligting en gaan ek nou met julle deel. Maar vir hierdie dag het ons besluit ons gee dit vir julle vir die helfte van die prys. R400. Terwyl ek daar by professor Raad sit, seker so 3 jaar terug sê ek vir ander die hoorisel, maar ek lees dat Siener van Rensburg 'n boesemvriend gehad het met die naam van Boy Moesman. Nou waar is Boy Moesman? Waar kom hy vandaan? Waar is hy begrawe? Wie was Boy Moesman gewees? En so begin ons soeke na Boy Moesman. En 'n boer hier van Schweizerreineke, Johan Brandt, weet nie of jy hom ken nie. Melkboer, bel my, hy was 'n majoor in die weermag gewees. Hy sê vir my, Rudy, hier bly Moesmans hier op Schweizerreineke. Ek gaan 'n bietjie vir jou uitvind want ek sien jou passie wat jy het. Ek en Annelie, ons ry die oggend deur Schweizerreineke toe. Ons kom daarso, nou het hy gereël met 'n Moesman om ons te kom sien, om ons te gaan wys waar is Boy Moesman begrawe. Maar ek weet, hy het eintlik maar seker gelieg. Want hy daag nie op nie. Johan bel hom, hy sê toe nie, hy het vergeet is vandag sy huweliksherdenking. Nou begin ons nou weet soek. Is hy 'n rapportryer? Ja, wat is? Nou kan ek verstaan. En nou bel Johan rond, ons wil nou uitvind waar is Boy Moesman. Nou Boy Moesman het fenominale werk gedoen. Hy was 'n boesemvriend van Siener van Rensburg. Johan kry toe naderhand 'n ou tannie by Hartswater in die hande en sy sê nee, maar by Vryburg se kerkhof, daar is Boy Moesman begrawe. Mense, ek dink nie julle wil weet ja hoe lyk Vryburg se kerkhof nie. Kyk maar hoe lyk Ottosdal se kerkhof.
Wat 'n skande. Jy kan nie vir my sê daar's niemand in hierdie dorp of boere wat hierso boer wat kan sê, "Jesus, weet jy wat nie. 10 teen die les sy ma en sy pa vergeet het." Vir my is dit net onaanvaarbaar. En ons ry toe deur Vryburg toe. Eers en nou loop ons daar. Dit ou tannie min of meer verduidelik waar so 'n boy begrawe en nou loop ons en ons kyk en ek dink Annelie het geloop en 'n toegegroeide graf. Hier spoor sy boy Moesman se graf op. Ek kan nie vir julle beskryf nie wat so 'n wonderlike ervaring was dit gewees. Hierdie ou wat soveel werk gedoen het om ons het eers by sy plaas gestop Langlaagte, daar in die Vryburg distrik. Hy het 170 km te perd gery van Vryburg af, van sy plaas af na Siener toe. Dan het hy daar by hom gekuier. En soos die visioene wat Siener gesien het, het hy dit neergeskryf. En dit was in die tydperk van Jan Smuts gewees. En wat gebeur toe? Toe kom daar 'n verkiesing tussen die natte en die sappe en Jan Smuts ry al die pad van Pretoria af, na hy oorgeloop het. Hy was net so verraaier gewees teenoor die boerevolk. En hy kom vra vir Siener van Rensburg. Siener sê vir my, "Wat gaan gebeur met die volgende verkiesing?" Siener sê vir hom, "Jy gaan dit verloor." Ek glo Siener het vir hom gesê, omdat jy oorgeloop het na die Britte, gaan jy dit verloor. Jy het jou volk verraai. En so was dit gewees. Nou in daai tydperk, ek dink dit was die Vaderland Koerant, het Boy Moesman so elke week vir hulle maar visioene gestuur van Siener van Rensburg en daar was 'n geweldige belangstelling gewees. Nou dis hoe ek die verhaal ken. Wat toe nou gebeur het is, Boy Moesman het toe na die Van Rensburg families toe gegaan en gesê, "Ek het sit nou met al hierdie visioene, kom ons sit dit in 'n boekvorm." En die Van Rensburg familie wou dit nie gedoen het nie. Hulle vertoon was toe gewees, nee maar ons het 'n predikant in Dullstroom wat daai boek gaan skryf. Mense, as jy nou hierso sit nie, dink 'n bietjie waar's Dullstroom as jy al ooit in Dullstroom was. Dis nie hier nie. En dit het ook so gebeur, daai boek is toe nooit geskryf nie. Maar omdat Jan Smuts so die verkiesing verloor het, glo ek dat God met Boy gepraat en vir hom gesê het, "Hoorie, vat daai boeke en gaan steek dit weg." Hy het daai boeke toe gevat en hy het dit gaan begrawe. Toe kom Jan Smuts se regeringsmagte daar op sy plaas nie en hulle spit daai hele plaas om. Ek dink hy was baie bly geweest want daarna kon hy aardappels geplant het. Verniet, hy hoef nie eens daar te gaan ploeg het nie. En hulle het nie die boeke en goed daar gekry nie. Na Boy ook nou dood is, het die boeke toe die eiendom geword van sy dogter, mevrou Nelly van Sail. Mevrou Nelly van Sail en haar man was later die jare die burgemeesterspaar gewees op Kimberley en hulle het geboer daar in Boshoff se wêreld. Professor Raad het toe ook Adrian Snyman se klein boekies toe gevat en ook daar deurgewerk. En terwyl hy daar deurgewerk het, skryf hy toe vir mevrou Nelly van Sail en sê, "Hoor hierso, kan ek net vir jou pa vra want jou pa was so betrokke by Siener van Rensburg met die visioene en goed wat hy gesien het." En hy skryf toe vir haar 'n brief. Nou in daai stel sal julle hoor, Professor Raad het my 'n audiokaset gegee waar mevrou Nelly van Sail Professor Raad se vraag voorlees en dan antwoord sy die vraag. En daar het sy gesê, "Adrian Snyman is die klits kwyt. Hy kan van my kom kuier, maar hy mag nie nader as 20 km aan my plaas afkom." Hy het foto's gebruik van haar pa, nee, en dit was nooit eens haar pa gewees nie. Mense, weet jy wat nie, ons is so verraai al die jare. Maar God is besig met 'n openbaring onder ons mense, sodat julle die waarheid kan weet, die werklike toedrag van sake. Tydens hierdie opname, daar by Professor Raad, mevrou Nelly van Sail het toe vir hom daai boeke van haar pa geskenk. Ek het self deur daai swart boeke gehad, lyk amper soos 'n bloemlesing. Nee, die visioene wat hy daar deur geskryf het, ek kan nie vir jou sê, nee, wat dit beteken nie. 'n Mens kan nie net aanneem, nee, dat daar nou weer 'n visioen wat mense geskryf het, maar dit kom weer van die Afrikaners af. Manie het vir my die ding gesê, toe sê ek, Manie, weet jy wat, die verraad wat gepleeg word, gebeur elke dag met ons, met een of ander swart slang wat 'n vrou gepik het wat blou oë het. Onmiddellik, dis nou die vrou wat deel was van die volksmoord se familie van die Empire van Brittanje is nou oorlede. Mense, wat 'n skande dat van my eie vriende vir my gesê het jy gehoor die Queen is dood? Hulle was verantwoordelik vir die volksmoord wat in Suid-Afrika gepleeg was, weet jy, die vrouens en kinders in die konsentrasiekampe. Ek stel nie belang om te weet wat het met haar gebeur nie. Mag God
Nee, mag sy boet vir wat haar voorouers gedoen het in hierdie land, Suid-Afrika, met hierdie volksmoord wat gepleeg was in 126 konsentrasiekampe. Wat nou plaasvind oor Suid-Afrika, is sy direk daar verantwoordelik, want toe die Britte uitgevind het, hier's goud en diamante, het hulle niks en niemand ontsien nie. Hulle kon nie die boere op kommando gewen het nie. Toe wend hulle op die meer barbaarse wyse. Waar vat jy 'n man die seerste? Waar maak jy hom die seerste die dag as jy aan sy vrou en sy kinders vat? Die verskriklike lyding wat daai vrou en sy kinders in die konsentrasiekampe gehad het, is onvergeefbaar. Tot en met vandag toe het Brittanje nog nooit die boerevolk om verskoning gevra oor die volksmoord wat hulle gepleeg het nie. Elke jaar word die Duitsers gekastei oor die sogenaamde volksmoord wat gepleeg was teen die Jode in Auschwitz en al daai plekke daar in Duitsland. Maar hulle sê niks oor wat in Suid-Afrika gebeur het. Is dit nie 'n skande nie? En dan kry jy mense, as jy vat Afrikaner organisasies so Solidariteit, AfriForum, die FHK en die Erfenis Stichting. Die verraad wat hulle saai met goed en vandag. Daar was ek en Mani, ek noem sy naam, Dr. Pieter Mulder en Kali Kriel van die AfriForum, wat by Dini Zulu sy kinders se graf te gaan huil het op Sint Helena, omdat hulle daar dood is, om te sê, ja, die Zulus was ons volk altyd goed gesind gewees. Waar het die Zulus ooit ons volk kom om verskoning vra oor die vele moorde wat gepleeg was met die trekboere? Maar hulle gaan sit daarso. Dan kom en dan stuur hulle SMS, ek betaal net gou R20, ons gaan nou vir Malema in die tronk sit. Ek het so lekker gekry toe ek op Sint Helena was en gehoor, ja, hulle was bloedbek geslaan gewees, toe die hof gesê het, nee, hulle kan maar daai Kiel de Boer, Kiel de Farmer sing. Die verraad wat hierdie mense pleeg is vir my onaanvaarbaar. In elk geval, Siener van Rensburg, was 'n boereprofeet gewees. Hy het baie van sy visioene wat hy gehad het, wat voorspel was, onder andere 2 bos, het werklik 'n waarheid geword. Die boere het soontoe gegaan en hulle daai oorwinning en goed daar gehad. Ek waardeer dat julle vandag hiernatoe gekom het en dat ons net 'n bietjie van ons tyd afstaan met so 'n groot volksheld wat hier begrawe is. Wat vir ons gewaarsku het, ook met wat in die toekoms gaan gebeur. Mense, wat in die toekoms gaan gebeur hang van ons boerevolk af. As hierdie volk nie terugkeer na hulle God toe en terugkeer na die geloftes wat ons by Bloedrivier en by Majuba, ek glo daar was 'n gelofte afgelê ook by Vegkop, as jy sien die omstandighede wat daai trekkers daar gehad het met Kalibiese mense, was daar ook 'n gelofte afgelê gewees. Sien ek 'n arme toekoms. Daarom vra ek, wanneer daar 'n geloftefees in jou gebied gehou word die 16de Desember, gaan soontoe. Ek glo dat die wat die geloftes eerbiedig en God se woord nastreef, soos wat God vir Daniël beskerm het in die leeukuil, so sal hy jou en jou gesin ook beskerm die dag as die totale anargie in Suid-Afrika uitbreek. Ek wil nie julle moet moed verloor, mense wat hierso sit, om te dink, ja, kyk die omstandighede wat vandag aangaan in ons land. Kyk hoe word die geld gesteel. Maar weet julle hoekom? God sê in sy woord, as julle nie my geloftes eerbiedig, wat julle met my gemaak het nie, sal ek die werke van julle hande verwoes. Wat gebeur in Suid-Afrika? Kyk hoe lyk hierdie stasies hierso. Al die jare het dit werk verskaf, vir blank en vir nie blank is. Nou lê duisende kilometer in spoorlyne ongebruik. Kyk wat het gebeur gedurende COVID. Daar staan oor die 800 passasiers rytye in Braamfontein. Daar's nie een passasierstrein wat loop in Suid-Afrika vandag, waar jy kan sê, ek kan my kinders en my vrou vat op die trein van Johannesburg af Kaapstad toe. Alles is gesteel, alles is verwoes. En nog steeds is dit nie ons mense wat nie luister nie. Hulle dink, ja, geloftedag is 'n lekker, kom ons dop en chop dag, kom ons gaan speel golf. Dis lekker lang naweek, kom ons gaan 'n bietjie iewers heen. Maar eendag gaan hulle die vrugte daarvan afpluk. Ek sê dit vandag vir julle soos wat ek hierso staan. En toe ons nou afgegaan het, ek en Mani Sint Helena toe,
Toe sê ek vir Mani, as ek nou die vliegtuig daar geland het op Sint Helena, dan klim ek nou uit met my 4 kleer daarso. Nee, oom Rudy, hulle gaan vir ons toesluit. Nee, ek klim uit daai Boeing uit, hy met die kamera aan die onderkant. Julle moet eintlik sien hoe mooi dit uitgekom. Dit kom ook nou in hierdie reeks, ek is 'n boer. Wat God se doel is, kan ek nie nou vir julle sê nie. Hoekom ek Sint Helena toe is, het ek 'n boodskap daar van die eiland afgebring, wat julle sal sien in hierdie dokumentêr. Waarom ek hier 4 keer so toe moet vat, nee, is dalk 'n bewys, nee, dit wat julle aan ons mense gedoen het, nee, ek sal die straf uitdeel. En julle moet weet wat julle aan hierdie mense hierso gedoen het, nee. Julle sal gestraf word. Dat daar baie van daai, ek meen daar was 6000 boere op Sint Helena, dat hulle nie van hulle kop afgeraak het elke dag waar hulle gebly het by Deadwood nie, gaan my verstand te bowe. Dit maak nie saak watter tyd het ek Deadwood afgeneem nie, die wind het verskriklik daar gewaai. So, is daar nog enige vrae? Ek wil net sê as ons nou hierso klaar is asseblief. Ludwig het nou ongelukkig die pamfletjies by die huis vergeet. Ons wil graag ken jy dat volk gesing het? Maar ek dink meeste van ons ken die Suid-Afrikaanse die stem. Miskien net daar by Sieners se graf net almal gaan staan dat ons dit net sing tot eer. Jy weet van hom. En dan gaan ons van hier af Visioen Koppie toe. Dis nie ver nie. Maar ek dink net as ons dit gedoen het, wil ek graag vir julle gaan wys dat dit nou nie ons sal deur die veld stap. Oom Okkert het my gaan wys. Blykbaar in 'n latere stadium van Sieners se lewe het hy beroerte gekry en sy oom het na hom gekyk. En oom Okkert het ons gaan wys waar die mirasie en goed nog op die fondasie waar hy vir 'n ruk gebly het is daarso. Daai stel het 4 DVD's in. Dit is die 9 episodes wat ek met professor Raad verfilm het en dan ook die laaste ene die dag toe ek en Annelie saam met hom Okkert hierso was en hy ons vertel het en hy ons gaan wys het. Jy weet waar Siener later gebly. So julle is welkom, julle gou ietsie eet, koeldrank drink. Dis nou nie 'n publieke toilet nie, ek is nou jammer. En dan kan ons net almal daarso staan en net weet maar die stem sing. Is dit nie Rietkuil hierdie om Siener gebly? Ja, Miskien is daar al nie 'n Spalamietfontein of Senlingsfontein. Ja, dis Rietkuil. Ja, Rietkuil. die sy plaas, Rietkuil. So as ons daar gou kan gaan sing en dan loop ons net so, dis daar tussen die bloekombome. Ook wat in daai tydperk gebeur het, julle sal dit sien, oom Okkert vertel het. Daar was 'n verskriklike droogte gewees. En al die boere in hierdie omgewing het van heide en verre hiernatoe gekom, nee, want daar was nêrens water te kry gewees. En nou agter hierdie bome hierso is weer 'n dam. Dit was die enigste fontein gewees en daai boere het vir maande hier uitgekamp. Net totdat die reenseisoen weer verbeter het. En so het hulle dan maar weer weggetrek na hulle plase. Baie dankie. Nie Afrikaners vir die plaas. Nie vir hulle. Daai mense wat gespreek het. Ek verskeie. So lekker maar 'n bietjie nader staan, asseblief. Sal dit nie toepas wees as ons die vierde skrif sin gebed op die almag vas vertrou. Ek weet nie hoeveel mense ken dit nie. Dit is maar die Maar net hy het pamfletjies gedruk van die 4 dit het hy aan die ander kant vergeet. dit is die almag. Dit is Ja. ons sal dit hierdie ander gedeeltes dit is so op. Vra maar weet wie ken dit en dan is dit nou nie dan sing ons maar die stem. En ek sien dat hy het die lied wat hy gesing het was die Transvaalse volkslied. Ken jy die volk? Maar dit nie, maar mense ken dit seker. Ja, dis Ken jy die volk, ja. Is julle reg? Is julle reg, kan ons maar sing? Is julle reg? Okay, ons sing maar die eerste vers van die land waar die boere volk woon, land met sy berge terrasse gekroon, land met sy
spore van voortrekkerland. Land met sy stemme, diep stemme wat vraag. Ken jy die land is by Suid-Afrika? Ken jy die land? Ken jy die land? Ken jy die land waar die boere volk woon? Ken jy die land waar die boere